Welkom terug en vandag is ons by les 46 en het sê, God is die liefde waarin ek vergewe. God vergewe nie, want hy het nooit veroordeel nie. En daar moet veroordeling wees voordat vergifnis nodig is. Vergifnis is die groot behoefte van hierdie wêreld, maar dit is omdat dit 'n wêreld van illusies is. Die wat vergewe, bevry hulself dus van illusies, terwyl die wat hulle van vergifnis weerhou, hulself daaraan bind. Net soos jy alleen jouself veroordeel, vergewe jy ook alleen jouself. Maar alhoewel God nie vergewe nie, is sy liefde nietemin die basis vir vergifnis. Vrees veroordeel en liefde vergewe. Vergifnis maak ongedaan wat deur vrees veroorsaak is, en laat die geestesdenke weer terugkeer om bewus te word van God. Om hierdie rede kan vergifnis waarlik verlossing genoem word. Dit is die middel waardeur illusies verdwyn. Vandag se oefening vereis ten minste 3 oefenperiodes van 'n volle 5 minute elk, en soveel korter toepassings as moontlik. Begin die langer oefenperiodes deur vandag se idee soos gewoonlik vir jouself te herhaal. Sluit jou oë as jy dit doen en bestee 'n minuut of 2 om jou geestesdenke te ondersoek vir diegene wat jy nog nie vergewe het nie. Dit maak nie saak hoeveel jy hulle nie vergewe het nie. Jy het volkome vergewe of glad nie. As jy die oefeninge goed doen, sal dit nie vir jou moeilik wees om 'n aantal mense te kry wat jy nie vergewe het nie. Jy kan van die veilige onderstelling uitgaan dat enige een van wie jy nie hou nie 'n geskikte onderwerp is. Noem elkeen op sy naam en sê, God is die liefde waarin ek jou, noem die naam, vergewe. Die bedoeling van die eerste fase van vandag se oefeningsperiodes is om jou in staat te stel om jouself te vergewe. Nadat jy die idee toegepas het op almal wat in jou geestesdenke opgekom het, sê vir jouself, God is die liefde waarin ek myself vergewe. Bestee dan die res van die oefenperiode daaraan om verwante idees soos die volgende by te voeg. God is die liefde waarmee ek myself liefhet. God is die liefde waarin ek geseënd is. Die toepassingsvorm mag aansienlik varieer, maar die sentrale idee moet nie uit die oog verloor word nie. Jy sou byvoorbeeld kon sê, ek kan nie skuldig wees nie, want ek is 'n seun van God. Ek is alreeds vergewe. Geen vrees is moontlik in geestesdenke wat deur God bemin word nie. Dit is nie nodig om aan te val nie, want liefde het my vergewe. Die oefenperiode moet egter eindig met 'n herhaling van die dag se idee, soos dit oorspronklik gestel is. Die korter oefenperiodes kan bestaan uit of 'n herhaling van die dag se idee in sy oorspronklike of in 'n verwante vorm, net soos jy verkies. Sorg egter om meer spesifieke toepassings te maak as dit nodig is. Hulle sal nodig wees op elke oomblik van die dag wanneer jy bewus word van enige soort negatiewe reaksie teenoor iemand, het sy teenwoordig is of nie. In die geval, sê stil vir hom, God is die liefde waarin ek jou vergewe. Vergifnis in hierdie les beteken nie dat ons sondes afskryf nie, want in God se oë was daar nooit iets om te vergewe nie. Ons vergewe omdat ons leer om die illusie van oordeel en vrees te laat gaan. Elke keer wat jy sê, God is die liefde waarin ek vergewe, herinner jy jouself dat jy nie gebonde is aan die verlede of aan skuld nie. Jy kies om liefde bo vrees te kies. Ek wil graag hierdie les afsluit met 'n kort gebed. En ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, U liefde is die lig waarin ek vergewe. Help my om nie meer in skuld of oordeel te leef nie. Ek laat vandag alles los wat ek teenoor ander of myself vashou. Ek kies om in liefde, vrede en vergifnis te staan. Amen. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.